Dis 1995 in 'n klipkerk in die Wes-Transvaal. En maande, jare se voorbereiding het ons getref om uiteindelik 'n kongres oor herlewing te hou. Want toe ek in die gemeente gekom het en ons was een aand 5 mense in die aanddiens en wraggies ek moes preek en my eintlike passie is om voor duisende te preek. Toe het ek die aand huis toe gery en gesê, Here, ek speel nie in 'n verloorspan nie. Nie vir u nie. Ek gaan eerder karre verkoop, ek gaan baie beter. Ek gaan nie vir Mahala dan werk nie, ek gaan met my mond baie karre verkoop. Sê, Here, u moet help. So 92, ek en Marisa gaan sonder af. Ek weet nie wat is afsondering nie, wie het my dit geleer. Maar vat 3 boeke saam, vat die Bybel saam. Ek vat die werk van die Heilige Gees van Andrew Murray saam en ek vat die werk van gebed van Benny Mostert saam. Na daai naweek toe sê die Here vir ons, al wat julle moet doen in die gemeente is om te begin bid. Los alles. Ek was in die moeilikheid by die kerkraad toe ek almanak op die kansel opsteer. Moet help nie, ons staan met klomp goed toe. Dis nie deur gebid nie. En ons begin voorberei in 1995. Intussen tyd het ek met klomp herlewingspredikers te doen gehad en ons het die Here vertrou vir iets. So gewag op hom. So het Januarie begin met 'n naweek van gebed. Ons het Dani Steyn gekry om evangelisasie te kom doen. Ons het 40 dae voor die 22ste September, 40 dae, het ons gebid. Almal het gebid. Sonderskoolonderwysers, die oralis, die omgegroep, was nog die omgegroep, die groepleiers, die kerkraad, die vroueaksie, almal het 'n dag gekry van vas en gebed. As hulle nie geweet het wat is vas nie, dan leer ons hulle wat dit is, uit die skrif uit. Ons het 'n afwagting gehad, Here, doen iets. En die Here sê vir my, dink groot my seun, want ek dink groot oor jou. So die ding wat in my kop kom is 'n boer se naam. Ek ry na hom toe, hy sê vir Gert, ek soek 'n os by jou. Ek sê vir die ou in die kerkkantoor, kry vir ons iemand wat hierdie os kan braai, ons gee alles verniet weg, ons hou 'n osbraai die dag na die tyd, na die konferensie. Kry 'n ou in Parys, ek kom braai die os. Nou in aanloop, hierdie 40 dae, nou is dit, dis tens, dis gefokus, dis intens. Kom die sprekers die Vrydag aan en die Vrydag aand was daar 'n biduurtjie gewees, ek dink daar was 10 mense. Die Saterdagoggend vroeg was daar seker 15 mense by die 7 uur gebedsgeleentheid. So het 4 dienste 'n dag gehou. By die 11 uur geleentheid was daar seker 35, 40 mense. En ek het die voorreg gehad om Eben Lou van Dorothea Sending aan die gemeente voor te stel. Hy is die prediker. Hy preek oor die vrug van herlewing. Ek onthou dit vandag nog. En nou kom ek in die kerk, in die konsistorie uitgestap. Ek kom uitgestap. Die klavier speel, die Hammond speel die klavier soos altyd. Maar ek besef net, daar is iets anders. Ek het dit nog nooit in my lewe beleef nie. Ek het nie by een professor in die fakulteit gehoor nie. Ek het nog nêrens in 'n kerk wat ek dit beleef het nie. Maar ek het nie die teenwoordigheid van God so beleef dat
Ek het gevoel as ek nou gaan praat, gaan ek dit steur. Nou soos my kinders altyd sê, dis awkward om voor 'n gemeente te staan van 35, 40, die klavier speel en jy staan mondvol tande. Hulle het gedink ek weet seker nie wat om af te kondig nie. So baie keer vat die Here jou in awkward situasies in om sy plan uit te voer. En ek voel toe ek gaan niks sê nie. Toe later 'n minuut, later 2 minute. En net voor ek wil begin praat, toe kniel van die Judith Gerber, net nou. En sy begin huil. Sy snuit haar neus. En baie gesiene boere in die omgewing sit daar agter en hy begin huil. En so een na die ander. Niemand het gepreek nie. Niemand het getuig nie. Niemand het gesing nie. Niemand het uit die woord gelees nie. En so begin mense huil oor hulle sonde. Die eerste keer wat ek het sien, maar ek het geweet, God is daar. En op 'n stadium het ek die moed om baie flou vir hom Eben voor te stel en hy begin preek. 20 minute, ek kan niks onthou wat hy gesê het, want ek was net oorweldig deur God. En ons is weg. Daai tyd was daar nog nie WhatsApps nie, daar was nie internet, daar was niks van daai goed nie. Ons het geen advertensie gedoen nie. Die middag se 3 uur diens was daar 80 mense. By die aanddiens was daar 120 mense. Niemand het nêrens iets gesê nie. Die volgende oggend was daar 600 mense. En van daar af het die golwe gekom. En die Here het deur sy Gees, daar was nêrens 'n boek wat vir ons gesê het, maak nou so nie. Neem nou 'n geloofsoffer op nie. Begin mense evangeliseer nie. Maar soos wat God gepraat het en gesê het, hou aan om te bid, het ons aangehou bid. Marisa, my vrou, was die gebedsleier, het sy elke maand het sy 'n gebedsbrieflering vir mense gegee. Elke week het ons gebedsversoeke gegee. Nie net versoeke van siekes en wat ook reg is ook nodig. Ons het diepere versoeke gegee van heiligheid en van ontdekking van God. En op 'n stadium was daar 45 groepe gebedstrelinge wat elke week gebid het. Toe sê die Here vir ons, die mense sit in die kerk, maar ons is nie oortuig of almal se name staan in die boek van die kerk, maar ons is nie oortuig of almal se name in die boek van die lewe staan nie. En toe het ons 'n opleiding gekry by EE3 en ons het aan daai kant van die dorp begin en ons het daai kant van die dorp begin en ons het geëvangeliseer binnekant toe en honderde mense het na Jesus toe gekom. En na daai naweek kom mense na my toe en sê, hoor, sommer ons wil meer hê. En ek is jonk, ek is 3 jaar in die bediening. Of wat ek kan onthou van my studies was die heilsorde. Bekering, wedergeboorte, regverdigmaking, heiligmaking. Ek sê vir 'n kom Woensdag aan, dan begin ons. Daar daag 400 mense op 'n Woensdag aand. En met my gebroke taal en ek het nie teologie geken nie. Sê 'n mens wat die Gees sê. En die Here sê vir my, voer vir Benny Mostert in op 1 aand. Betaal sy kostes. Dis baie geld. Geef hom genoeg geld, laat hy kom vir 1 aand. En so kry ek vir Etienne Marits vir 'n ander aand. Ons vlieg hom Willie in vir 'n ander aand. Ek vlieg Dirkie van der Spy in met 'n vliegtuig. Van 'n AGS oomie wat 'n vliegtuig gehad het. En hy het hom gesê, gaan haal hom en bring hom terug, want hy het nie tyd nie. En hy kom preek, en hy kom bedien. Hy was net God. Mense het net gekom. As jy 20, hy vat 1000 mense in die kerk. As jy 20 minute, ek het in daai tyd 2, ek is nou 'n bietjie carried away, is dit okay? Ons het 2 gesinne vir my. Een gesin het vir my kom sê,
Hulle is nou maar net so, jy weet, soos ouens wat ek sondagoggend, hulle is nou die Lagransies, hulle kan nie vroeg opstaan nie, hulle kom laat by die kerk. En as hulle by die kerk kom, kry hulle nie plek nie. En hulle kinders moet heel voorsit, dan moet hulle vir hulle sweets en goed bring, hulle pla al die mense, hulle gaan uit die kerk uit, want die kerk is te vol. Ek sê, gaan kry net 'n plek. Die ander ou het gewaai, omdat hy gesê dat ek te veel oor sending gepraat en dat die evangelie wêreld toe moet gaan. Maar verder het mense gesoek. Hulle soek die waarheid, vrou. Hulle soek lewe. Hulle soek 'n fontein wat vloei. En niemand kon dit gee nie. Maar daai Saterdagoggend, toe God gekom het en sy gees. Ek weet nie wat die regte teologiese uitspraak nie. Op ons laat val het, op ons neergedaal het, ons gesalf het, ons ontmoet het. Van daai oggend af het daar twee goed gebeur. Die gebedsvlak van die gemeente het net bly groei, want die uitvloeisel van herlewing, van gemeenteherlewing, is meestal twee goed. Die ene is jy soek God, en jy soek hom in gebed. En die tweede is jy is bang hierdie ou gaan hel toe. So die tweede ding wat gebeur het, was wêreldevangelisasie, was die evangelie van hier af, verder. En in 2 jaar, was daar 14 sendelinge in 7 lande van die wêreld, waar ons begin het met die sending van die gemeente was om elke maand 'n cheque te gee vir die swart dominee se kerk. Dit was sending. 2 jaar, 14 sendinge, 7 lande. In later jare was daar 33 sendelinge in 14 lande van die wêreld. Maar God se gees het mense gebring. Ons was honger. Ons was desperaat. Van die mense in die kerk het freaking gelyk soos 'n plaastel van 2 kortes en 3 langes en die ander sukkel om deur te kom. Daar was sulke enkeles in die ondertange. Is ons honger genoeg? Is ons desperaat genoeg? Of lewe ons nog te maklik? Jy trek jou kredietkaart deur. Jy het nie God nodig nie, jy trek 'n kredietkaart. Jy gooi petrol in jou kar. Jy sit jou lig aan. My gebed is dat ons desperaat sal wees. Desperaat wag op God. Soos julle weet, het ek sukkel ek 'n bietjie met wag vanweë my persoonlikheid. Wag is nie die maklikste ding nie. Miskien is daar van julle wat soos ek is. Jy sukkel om te wag en jy begin en jy doen die ding. Jy is 'n executor. Ander ouens dink 'n bietjie mooi oor die ding. En hulle doen 'n bietjie later. Maar hulle kry ook die ding gedoen. Maar die feit is, wag is nie so eenvoudig nie. Iemand sê nou in die week vir my, sê Willem, ek wag deesdae nêrens in 'n plek nie. Hy sê ek maak gebruik van die app. Ek het 'n app, hulle kom my goed aflaai, kom my goed oplaai. Ek in 60 is getroud. Ek wag vir niks nie. En in ons besige lewe. Vra ons die vraag, hoe wag ek op God en op die Gees in hierdie tyd waarin ons leef? Hoe wag ek op God? Want jy sien 40 dae na die kruis, was daar die hemelvaart. En toe sê Jesus vir hulle, hy gee hulle opdrag, hy sê, gaan wag op 'n spesifieke plek. Okay? En dit staan in Handelinge 1 vers 1 tot 8. So hy sê, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is hy deur die Heilige Gees bevele gegee. Hoor dan. Is hy, Jesus, deur die Heilige Gees bevele gegee.
aan die manne wat hy as apostels uitverkies het. En na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. Vers 4. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En toe hulle 'n keer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dis nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat Vader in sy mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea en Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. So ek het nie tyd om die teks presies uit te lê. Ons spreek tematies, maar het is net interessant dat hy praat van Theophilus. Baie interessant. Ek sy naam word net 2 keer in die Bybel genoem. Theophilus. Theos is God en Phileo is liefde. Philos, liefde. So hy, hoor hoe skryf hy? Hy sê, ek skryf hierdie brief aan jou, my vriend van God wat God lief het. Dis al lekker, dis al heerlik as iemand vir jou kan noem, jy's 'n vriend van God, wat hy lief het. En aan ons wat God se Gees het, is vriende van God wat hy lief het, is 'n spesiale vriend. Okay, maar wag was 'n konsep, was 'n algemene konsep in die Bybelse tyd, algemeen. Abraham het 25 jaar gewag, nadat hy die belofte gekry het van Isak. 25 jaar, tot wanneer Isak gebore is. David het 16 jaar gewag, vandat hy gesalf is as koning, tot wanneer hy die koningskap gekry het. Noag het 75 jaar gewag en gewerk, voordat hy 'n wolk gesien het. Moses is 40 jaar was hy in die woestyn wat hy moes wag. Josef het 13 jaar, wat hy in die tronk gesit het en hy het gewag. Martha en Maria by Lazarus se graf gewag. Wag was 'n algemene konsep en nou sê Jesus, gaan wag in die bovertrek op die geskenk. Nou watter maniere wag ons? Watter maniere wag mense? As julle nou, is nou min kinders, maar julle kinders en kleinkinders, as julle nou Kersblom gemaak het as geskenke, hoe wag hulle? Ja, sê, kyk hoe lag julle. Hulle kry omtrent nie, hulle wag, opgewonde. Hulle sien uit. Hoe wag jy in 'n dokter se spreekkamer? Jy weet as jy daai huisgenoot, hy was daai huisgenoot van 1972. Jy wag verveeld. Jy wag net dat iets moet gebeur. Hoe wag jy voor 'n operasie? Gespanne, onseker. Hoe wag jy voor 'n geboorte? Ek is nou daar, voor die geboorte van my eerste kleinkind. Ek wag opgewonde. Ek wag met entoesiasme. Ek wag met afwagting van haar. Ons bid elke dag vir daai lewetjie, dat God 'n volmaakte kind vir ons, kleinkind vir ons wil gee. Ons wag opgewonde daarvoor. En ek weet nie wat gaan aan in jou binneste, wanneer jy nou moet wag nie. Wag jy gespanne? Wag jy met frustrasie? Wag jy met 'n bietjie vrees? Wag jy wat jy weet jy kan niks doen nie? Wag is nie maklik nie. Wag is moeilik en hoeveel te meer moet ons wag op God wat ons nie kan sien nie. So nou is die vraag, hou mee dan, hoe wag ons op die Gees? Die eerste manier hoe ons op die Gees wag, ons wag op die Gees in gebed. Want wat het gebeur in die bovertrek? As jy almal beteken almal. Almal beteken nie net in die gemeente die gebedsbediening nie. Almal beteken ook nie net wanneer die Bybelstudie op in die week aan die gang is, of wanneer die kerkraad sit nie. Almal beteken die gemeente korporatief. Julle weet nie hoe belangrik is dit, dat die gemeente van die Here korporatief moet bid nie.
is my vriend, hy sal nie omgee as ek dit noem nie, en Karin ook. Vra vir die Here, of julle nie in die volgende tyd 'n gebedssondag moet hou, waar die hele gemeente bymekaar is, waar julle hulle lei in gebed, om 'n korporatiewe gebedsmag daar te stel nie. In Psalm 106 vers 13 staan daar, hulle het nie op sy lyding gewag nie, die volk. En toe kry hulle uit die aard van die saak pak slaag. So wanneer jy besluit moet neem, moenie vooruit hardloop nie. Jy wag op die Gees. Jy gaan nie op jou eie verstand staat maak nie. Die Bybel sê op verskeie plekke, raadpleeg die Here. God vra sy vir sy volk, hy sê, raadpleeg my voordat julle optrek. In die eerste 8 hoofstukke van Handelinge word gebed 10 keer behandel en van melding gemaak. As jy wil weet wat in 'n ou se geestelike lewe aangaan, dan bid jy saam met hom, dan sal jy hoor. Gebed is krities belangrik. Ek wonder hoe daai disippels gevoel toe hulle vir 10 dae daar gesit en wag het. Maar hulle was eensgesind in gebed. So hulle het met afwag, miskien met 'n bietjie van 'n onsekerheid. Thomas was ook ons nou tussen hulle gewees. En hulle was miskien met 'n bietjie van hulle het sleg gevoel, want net 11 van die 12 het dit gemaak. Ek wonder hoe Petrus gevoel. Want hy het gelukkig in Johannes 21 vir Jesus gesien, waar Jesus hom vrygemaak het. Simon, seun van Johannes, het jy my lief, meer as hulle hier. Maar ek dink hy het nog steeds sleg gevoel, omdat hy Jesus in die rug gesteek het. En die van julle wat al saam met my in Israel was, in daai gat waar hy die laaste nag gesit het, net buite daai gat is die plek waar Petrus hom verloon het. So het was vir Petrus 'n verskriklike wag gewees het. Jy mis baie as jy nie bid nie. Jy mis baie as jy nie 'n leefstyl van gebed aankweek nie. Want dis een van die maniere hoe jy wag op die Here. As 'n tweede manier hoe 'n mens wag op God en hoe jy na sy stem luister. En dis in stilte. Hoor wat sê hy? Hy sê, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. So die disippels het een kant toe gegaan om te wag. Daar's al baie stemme wat ons hoor. Ja. Partykeer raak ek moeg luister na stemme. Want as jy in die kar klim, dan sit jy nou nog, weet op ons ouderdom, meeste van ons sit jy nou nog RSG ook aan, of jy luister op een of ander gospel music of iets. En ek het dit vandag met my gebeur, toe terugry na my huis toe, toe voel ek, ja, ek wil net 'n bietjie stilte hê. Want in stilte, is die kanale soveel meer oop om te hoor, as die Heilige Gees stadig maar seker aan jou hart kom klop. So wag beteken 'n plek van stilte. Hoor nou mooi. Wag beteken 'n plek van dissipline. Dissipline om te wag. Het help nie gaan sit een kant en jy drink koffie en jy speel jou tone nie. Dit gaan niks aan. So in plaas van met jou tone speel jy met jou gedagtes en jy vra vir God. Orden my gedagtes, rig my gedagtes. Vir Here, wanneer ek in stilte is en wanneer ek in gebed is, wys vir my. So vanoggend toe ek dit, kom ons sê nou maar oefen, toe ek dit doen, toe kom daar 'n ou in die Wes-Transvaal op my hart, in my gedagtes, sy naam spring net in my hart, in my kop, en ek weet ek moet hom bel. En ek bel hom. Ek sê, Dawie, ek weet nie hoekom moet ek jou bel nie, ek check maar net in, ek het nou 'n bietjie stil geraak, en ek het
verstaan, ek moet jou bel. En hy sê, hoe jy gaan nie jy met my bel? Hy sê, het gaan sleg met my man. Hy sê, ek kan nou vir 2-3 weke, kan ek nie in my land inkom, ek kan nie stroop nie, het is te nat, die sonnebloem word te droog. Ek is dageliks besig om geld te verloor. Hy is 'n mooi Christen, mooi kind van die. En ek kan hom bemoedig, ek kan hom versterk. Vanmiddag toe sê hy vir my, oormôre gaan ek kan stroop. So net in stil wees en vertroue hê. Ons is nog nie genoeg gestretch nie. Ons is nog nie. Vertrou nou die Here vir iets. Vertrou hom vir iets. Selfs iets wat groter is as wat jy kan dink of doen. Jy hou daaraan vas. Jy raak stil. Jy doen dit in gebed. Die derde manier hoe ons God hoor en hoe ons wag op hom is 'n verwagting. Hoor wat sê hy? Wag op die Here en hy sal jou verlos. So wag is hoop. Wag is ek wag met 'n verwagting dat dit gaan gebeur, dat God sal optree. Ek kyk na God vir aksie. Ek kyk nie na God en dink hy gaan dit nie doen nie. Ek wag vir God in afwagting, in 'n stuk verwagting dat hy aksie gaan toepas. Jy sien toe Jesus op die wal gestaan het en vir die disippels gesê het, gooi die net aan die ander kant uit. Wat was daai ouens se verwagting? Hulle het die hele nag gevang, hulle niks gevang. Toe sê die man op die rots, gooi die verkeerde kant uit. Mense vang nie gewoonlik daar vis nie. Maar Johannes het gesien dis die Here. En op grond daarvan, dat dit die Here was, het Johannes met 'n verwagting gesit en vir meer vis gevra. Meer vis verwag. Nou ja, die res is geskiedenis, die nette wou skeer. Verwag God, verwag dat jy 'n impak gaan hê in die koninkryk. Verwag dat jy 'n verskil gaan maak. Dis die plek wat God vir jou gegee het hierdie nou. Jy is goed genoeg om dit te doen. As jy die Gees het, dan stap jy saam met God. Dan gaan hy jou gebruik. Hy gaan jou in staat stel. Hy gaan jou bemagtig om te kan doen wat hy van jou vra. Wag op hom met 'n verwagting. Wag op hom met hoop. Dit is 'n bietjie 'n negatiewe teks, maar ek sal op die Here wag wat sy aangesig verberg. Die rede hoekom ek hierdie teks hier opgesit het, is doodgewoon dat ons nie moet hoop verloor wanneer dit met ons sleg gaan nie, wanneer dit met ons moeilik gaan nie. Selfs wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, wag ons op God met hoop. Wag is om te bly hoop, al is die Here stil. 'n Vrou sê nou die dag vir my, hoorie so, Willem, ek weet nie wat om mee te doen nie, maar dis nou maande asof die Here net stil is. Ek sê, is okay, hy is nie kwaad vir jou nie. Natuurlik, ondersoek jou lewe, maar wag op hom in hoop, hy sal weer praat. Wag op die Here deur sy woord te lees. U woord is 'n lamp vir my, wat my die weg wys en 'n lig op my pad. Wag op die Here deur die woord te bestudeer, deur die woord te lees. Asseblief, dit help nie, jy gaan net one slip one nie. Jy weet mos as jy 'n trui berei, net one slip one werk nie. Daai trui is lelik. Dis een pil en een plein. Ai, ek gehoor toe my ma gepraat het. So, jy doen 4 goed met die woord. So, jy het 'n dissipline, Van vir die ouens wat Komrades hardloop, jy nog kon hardloop, jy mis nie. Daar's dissipline in. Want wat jy nou insit, kry jy die dag op die Komrades. Ok? So. Wat jy nou insit, kry jy later. Maar dissipline. Wat doen jy met die woord?
Jy lees hom. Wat het jy vanoggend gelees? Jy lees hom. Jy leer hom. Jy leer die tekste. Jy leer. Kry vir jou 'n manier hoe jy dit doen. So ek het gedoen het op universiteit na my bekering, toe ek minder klas bygewoon het en meer Bybel gelees het, 30-40 hoofstukke 'n dag, dit sal ek nou nie hard sê nie, maar het ek hierdie koringkorrels gevat. So ek vat 3 of 4 koringkorrels, dan loop ek van die koshuis af bus toe, as ek vir die bus wag, dan lees ek 'n koringkorrel, want hy staan ons nou, hierso staan die teks, en agterop staan wat op die teks staan. So dan, tot ek in die bus klim, dan leer ek daai doen. As ek in die bus is, dan vat ek die volgende ene. As ek op pad klas toe is, na die GW toe op tikkies, dan lees ek die volgende ene. Op pad terug doen ek dieselfde. Maar jy sien, daai woord gaan sit vas in 'n ou se hart. Jy lees hom, jy leer hom, jy lees, jy leer, jy bestudeer en jy mediteer. Die bestudeer is, as ek met mense praat nou, en ek vra hulle enige ding, en hulle weet nie, wat doen hulle? Wat doen hulle as 'n ou nie iets weet vandag nie? Hy gryp sy foon, hy kry Google, okay? Nou, jy kan ons die Bybel bestudeer, as daar 'n ding is wat uitspring en jy verstaan nie wat beteken dit, dat die slang jou nou aan die haksteen gebyt het nie, of dat ek is ek 'n moeilike tekste, dan gaan bestudeer jy dit, jy gaan leer verder, en dit gaan jou tyd kos. Maar boet, jy gaan so groei, en dan gaan oordink jy op soos Dawid, jy oordink die woord, jy mediteer op die woord. Want hoekom het Dawid dit gedoen? Hy oordink die woord, sodat die woord van sy kop af, na sy hart toe kan gaan, want, julle het ons nou 2 aande terug gehoor, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So wag mense op God, sola, scriptura. Ons wag op God deur die woord te lees, en die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Is nog 'n uitdaging, behalwe vir 'n gebedsuitdaging wat ek reeds gegee het, is die ander uitdaging. Gaan Google al die tekste wat oor die Heilige Gees gaan, en gaan lees hulle. Julle het 'n jaar van die Heilige Gees, gaan lees die tekste. Gaan memoriseer dit, gaan oordink dit, gaan maak dit jou eie, gaan doen dit, gaan leef dit, gaan gee uitvoering daaraan. As jy die oggend die Bybel gelees het en daar staan ietsie, want gewoonlik, as jy die Bybel lees, moet jy vir jouself vra, wat sê hierdie gedeelte oor God, wat sê hierdie gedeelte oor my, en wat vra hierdie gedeelte van my, wat moet ek gaan doen? En as daai gedeelte iets van jou vra, dan, ek wil amper sê, jy los alles, jy fokus op daai spesifieke ding wat jy daai dag moet gaan doen. Jy gaan sien hoe volg in jou lewe word, jy gaan oorloop. Hoekom? Want jy het in 'n verwagting na die woord gekyk, en die Gees gaan jou lewe bly volmaak. Ons wag op die Here deur die woord te lees. Ons wag op die Here deur aktief te wag. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome. So smag ek na U, o Here. Wag is nie passief nie. Wag op die koms van die Here is, jy sit nie in 'n dokter se spreekkamer nie. Jy wag terwyl jy werk. Wag is aktief. Want toe Jesus gedoop is, het die Heilige Gees op hom gekom, en hy het krag gekry van die Gees, en hy het begin dien, hy het bediening begin dien. Die doop was maar net sy simboliese handeling om hom te aktiveer vir bediening. Maar julle sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees, het jy sondagoggend gekies vir die Heilige Gees? Het jy sondag aand gesê, jy moet jou lewe vol maak? So nou gaan hy jou die krag gee, om te gaan doen, wat hy vra. Wag aktief. Wees besig met wat hy vra. Daarom is donderdag aand so belangrik, dat jy donderdag aand sal kom, ekskuus, ons maak nie môre aand klaar nie, ek is maar net donderdag in die Vrystaat besig, maar ons maak eens donderdag aand klaar. Maar dit is so belangrik,
dat jy donderdag aand sal kom, sodat hierdie gemeente opgebou kan word, soos nog nooit van tevore nie. Hoekom? Want korporatief kom almal sê, hier's my hande, Here, hier's my voete, hier's my oë, hier's my ore, hier's my skill, hier's my gawe, hier's my talent, hier's my alles. In ons besig wees, wag ons. En help nie, jy sit en wag, as jy 'n towerstafie wat jou gaan aanraak en raai die paan, alles is anders nie. Nee, God wil jy moet aktief saam met hom werk en saam met hom stap, soos wat ons môre aand gaan hoor, soos 'n wildsbok smag na waterstroom. So smag ek na U, Here, terwyl ek die berg opstap, want dis wat met daai bokke gebeur het. Terwyl hulle stap, het hulle na water gesoek. Hoe wag ek op die Gees? Ek wag gefokus op die Gees. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo. Oorloos jy nou vinniger vanaand as al die ander aande, maar is alright. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo, wat nie op die dinge wat op die aarde is nie. So in jou wag moet jy voortdurend bewus wees van God. Jy moet gefokus wees op hom. Dis soos julle jagters. Hy kruis moet op die bok wees. En jou visier moet op die kruis wees. Moet op Jesus wees. Moet op die Gees wees. Jy kan nie op hom wag as jy nooit by hom sit nie. Jy kan nie op hom wag as jy nie in sy teenwoordigheid is nie. Jy kan nie op hom wag as jy fokus verloor nie. Jy kan nie op hom wag as jy nooit aan hom dink nie. Jy kan nie op hom wag as jy nooit met hom praat nie. Ons wag gefokus op die Here. Ons moet oefen om in God se teenwoordigheid te wees. En ek weet, die vyand sal jou fokus die heeltyd wil skuif. Kom ek leer jou gou 'n beginsel van 2 Korintiërs 10 vers 5, is maklik om te onthou. 10 gedeel deur 2 is 5. 10 gedeel deur 2 is van 2 Korintiërs. 2 Korintiërs 10 vers 5, daar staan. Neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Dink gou 'n bietjie aan jou tandeborsel. Dink aan jou skoene wat jy vanaand aan het. Okay? Wat het almal? Almal het skoene aan. Almal het nou nie brille nie. Almal het ook nie karsleutels nie. Almal het nie skoene aan nie, hulle het pantoffels aan. Okay, skoene / pantoffels. So dink gou 'n bietjie aan jou tandeborsel. Dink aan jou skoene. Dink aan jou voordeur. Okay. So wat die vyand kom doen is, nou is jy besig. Jy's besig om aktief te lewe, of jy's besig om te bid, of jy's besig om met God besigheid te doen, of jy's besig om in Pick n Pay jou goed te koop. So jy's besig om saam met die Gees te lewe. So wat gaan die vyand doen? Die vyand gaan 'n negatiewe prentjie vir jou gee. So daar gaan iets in jou kop kom, 'n prentjie wat by jou opkom, iets sleg wat jy gedoen het, of iets sondig wat jy gedoen het. Of iets wat negatief in jou lewe gebeur het. Of iemand wat jy sien. Iemand wat jy sien. En dan konnekteer jy daai ding aan 'n slegte ding. So dis die prentjie wat die vyand vir jou gee. Neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Nou vul jy daai lelike prentjie, daai slegte prentjie, met die waarheid, met God se waarheid. Dis hoekom, dink gou 'n bietjie aan jou tandeborsel. Dink 'n bietjie aan jou skoene, pantoffels. Dink 'n bietjie aan jou voordeur. Sien wat doen jy met jou gedagtes? Dis wat daai gedeelte sê. So wanneer die vyand kom en hy wil jou fokus skuif deur een of ander negatiewe ding, dan neem jy daai gedagte gevange en jy plaas die waarheid van God se woord daarin. Dan bly jy gefokus. Onthou jy nou my taxi gisteraand of my Uber, daai fokus. Fokus my kind. Nou wanneer ek saam met God loop en ek wag op hom, watter stem hoor ek? Watter stem hoor ek? Baie keer is daar 3 stemme wat praat. Baie keer is dit my eie stem. Baie
Partykeer is dit die vyand se stem of die wêreld se stem. En partykeer is dit God se stem. En ek moet onderskei wie sê nou wat. So, kom ons help mekaar, watter stem hoor ek? Wanneer die Heilige Gees praat, die Heilige Gees lei. Die duiwel, die vyand, forceer. Hy druk jou vir 'n ding. Maak gou so. Jy weet, daai ding van wat nou in my kop kom is, vat nog 'n loopdop, doen nog gou 'n laaste keer dit, maak gou nog 'n bietjie so. Dis net nog 'n keer, jy gaan nie weer kans kry nie. Okay, dis vyand. Dis die duiwel homself. Maar die Gees, hy lei. Die Gees inspireer ook. Ek het vandag met 'n wonderlike kind van die Here gepraat. En as ek in sy hart kyk, dan sien ek, die Gees inspireer. Met vreugde, met passie. Gees inspireer. Die vyand intimideer. Hy laat jou voel jy sleg. Hy laat jou voel jy kan nie. Hy laat jou voel jy is nie goed genoeg nie. Hy laat jou voel jy het 'n vrot verlede. Hy laat jou voel jy gaan nooit verander nie. Want kyk nou net hoe sukkel jy met hierdie ding en met daai ding en met verhoudings en met hierdie oor die werk wat jy nie kan aanvaar nie en met daai gedagtes wat jy mee sukkel en met hierdie woorde wat jy nie kan uitlos nie. Hy intimideer. Die Gees vra jou samewerking. Die Bybel sê dit. En ons en die Heilige Gees het saamgewerk en tekens en wonders het ons gevolg. Waar is dit? Markus 16:15 en aan. Okay, Markus 16:15 en aan. En ons en die Heilige Gees het saamgewerk en wonders en tekens het ons gevolg. So die Gees vra my om saam met hom te werk. Okay. Ek is nie die leier nie, hy is die leier. Ek is nie een wat shine van die huis die ene wat het kry. Hy laat sy glans op Christus skyn. Hy vra ons samewerking. Die duiwel wil ek met sy vel werk doen. Die duiwel vra vir my goed wat hom goed gaan laat lyk. En sien wat my goed gaan laat lyk. En wat lyk die duiwel goed. Die Gees laat verstaan my, ek is waardevol vir God. Luister, Jesus het ons gekoop met 'n dubbele porsie van sy bloed. Dis hoekom ons meer as oorwinnaars is. So God se Gees laat ons verstaan, ons is waardevol voor God. Hoekom? Want hy verklaar ons heilig voor God. So wanneer ek en jy in die hemel instap, wanneer ek en jy in die hemel instap, ekskuus nou vir die dames, dan gaan ons so lyk. So hierdie ou gaan nog vol sonde wees, en dan as ek in die hemel instap, dan kom Christus deur sy Gees. En wanneer God die Vader vir my kyk wat sien hy in my hart. Hy sien die wit kleed van sy seun. Hy verklaar my heilig voor God. Dis wat die Gees doen. Dis mooi. Hy kom staan voor my. Hy kom steek my goed weg. Pa, hierdie is ons kind. Ek het hom gekoop. Kyk, sy naam staan in bloed in die boek van die lewe. Want hy is waardevol vir God. Die vyand laat jou voel jy is waardeloos. Jy kry niks reg nie. Weier vanaand, Galas, weier vanaand om die vyand se leuen te glo. Weier. Ek kan dit nie vir jou doen nie, jy moet dit self doen. Moenie die vyand se leuen glo nie. Okay? Die Heilige Gees sê vir ons, jou sonde is vergewe. Jy is niet gemaak, vrou, jy is vergewe. Jy is niet gemaak, meneer. Jong mense, jy is niet gemaak. Het is goed dat jy hier is. Het is goed dat jy hier goed nou hoor.
So God sê, hy het 'n baie groter plan vir jou as wat jy dink. Hy sê, hy sal deure vir jou oopmaak wat jy nooit gedink het gaan oopgaan nie. En hy gaan jou diep spore in sy koninkryk laat trap. Maar dit gaan vra, jy moet hom baie diep en intiem volg. Maar sy hand is op jou lewe. So, die vyand sê vir ons word veroordeel. Jy word nie vergewe nie. Jy is nie vergewe nie. Jy kom nie los van daai ding nie. Baie mense sê dan, hulle kom nie los van goed nie. En vanaand in die naam van Jesus, die Gees oortuig ons van sonde. Daai ding is nie reg in jou lewe, maak hom reg. Die vyand sê, jy is sleg, jy sal nooit verander nie. So wanneer praat die Gees? Wanneer praat die vyand? Hier is maar net 'n paar basiese riglyntjies om te weet wanneer die Gees met jou praat. Net vinnig, ek het gisterand vir julle gesê, ek sal baie vinnig net 'n paar padtekens gee oor, okay, hoe neem ons besluite saam met die Gees? So die een is, ons neem 'n besluit in die woord, so ek gaan nie dit weer herhaal nie, in die woord neem ons besluite, saam met die woord. Dan die fluisterstem, ons neem ook met die fluisterstem wat die Gees vir ons gee. Dis 'n moeilike ding. Moenie sommer vir elke tweede bakketel sê, jongen, die Here het vir my gesê, jy moet seker wees as God praat. En die fluisterstem is moeilik, want dit kan net so met jou eie stem wees. Maar daarom het jy Sondagoggend 'n verhouding met die Gees aangeknoop. En in 'n verhouding leer jy sy stem ken. Jy leer 'n innerlike, sagte stem wat vir jou fluister, wat dinamies is, wat baie beslis is. Okay? As jy twyfel, oefen dit om die stem te leer. Stel jouself bloot. Ek dink ons moet nou na die tyd, as ons nou klaar is, dan gee ons vir mekaar kans om te luister na God se stem. Okay, hoe neem ek besluite? So ek luister na God se stem. Natuurlik doen ek dit in gebed, want in gebed gaan die Here miskien vir my 'n ding wys. Hy gaan vir my 'n prentjie wys, hy gaan vir my 'n teks gee, hy gaan vir my 'n situasie skep, om te weet, okay, hierdie besluit moet ek neem, daai besluit moet ek nie neem nie. Die vierde een, so dis die woord, is sagte fluisterstem van die Gees, is gebed, is vrede in jou hart. Want in Filippense 4 vers 7 staan daar, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus. Vrede sal die skeidsregter wees. Galasiërs 3:16. So vrede in jou hart is baie belangrik. As jy nie daai vrede het nie, dan neem jy nie die besluit nie. Dan wag jy eers. Die vyfde een is omstandighede. God werk in omstandighede. Jy gaan wie kom dit nou? Praktiese voorbeeld. Toe ek na Morletta beroep is in 2006, het ons na dit wat op papier staan in terme van syfers, CA's, het nie gewerk nie. Een van my C-appelle het gesê, jy is mal, jy kan nie so toe gaan nie, jy gaan dit nie maak nie. Op papier. En ons sit die oggend en bid, nou het ek gaan 3 weke afsonder ek en Marisa, ons gaan nou besluit oor hierdie beroep. En ons sit een oggend en bid. En ons kry vanuit 'n bron, van nowhere, 'n WhatsApp. En op die WhatsApp staan daar, God gee die cheque in jou hand. Jy moet hom net teken, hy sal die bedrag invul. Nou jene, wat wil ons nou nog meer gevra het? Het dit nie sin gemaak nie. Maar ons het die cheque toe geteken. Dis 20 jaar later, en vraag is, ek leef nog.
So catch jy die drift? So omstandighede wys vir jou watter pad moet jy loop. Dan goddelike raad, dis die 6de ene, goddelike raad. Goddelike raad beteken, dis jou boesemvriend of vriendin, wat vrug in sy of haar lewe het. Jy ken daai ou se lewe. Jy gaan nie so met enige ander ou praat nie. Jy gaan met iemand praat wat jy kan trust, wat saam met jou deur die vuur sal loop, wat saam met jou sal luister. Goddelike raad. En dan hoor jy wat sê hulle. En dan die laaste een is, as jy eenheid het, as jy en jou vrou of jy en daai maat eenheid het, oor hierdie spesifieke ding, dan is dit God wat praat. Dan is die volgende stap net, dit wat Nehemia gedoen het, is om die tree te gee. So die toppunt van wag, is om te wag op God se wederkoms wanneer hy kom. Dis die toppunt. Wat het ons gesê? Voor hy kom. Voor hy kom, moet jy alle moontlike energie wat jy het, moet jy insit, om mense saam te vat hemel toe. En in jou aktiewe beweging, saam met die Gees, wag jy op God. Jy wag, en jy word vol. En ek vraag is hy amen gehoor. Is jy by? Is dit so moeilik? Maar dit gaan al die goed wat ek vanaand genoem het, gaan dit verg. Om te sê, Here, okay. Ek gee toe. U weet die beste. Wag op die Here. Wees sterk en hou moed, ja. Wag op die Here. Kom sluit af. Ek hoop dat ek jou prakties, ek hoop dat die Gees jou prakties kon inspireer in die week. Nou ek kan het ook goed sê, maar jy kan alles mis, as die Gees jy oor oopmaak, jy mis jy alles. So, daai vraag wat ek daar opgesit het, wat gaan jy prakties doen môre en oormôre in hierdie week? Wat gaan jy prakties doen om op die Heilige Gees te wag? So sit vir ons daai lekker musiekie aan van net nou, dit was so mooi. En sit vir ons die ligte af, dat ons nie vir mekaar kan kyk nie. En dat ons kan wag. En dan vra net vir die Here. Here, wat moet ek doen om op U te wag? Wat moet ek doen om seker te maak, ek luister aan die stem? En dan gaan kyk jy na hierdie beginsels. Miskien moet jy langer stilte hou, miskien moet jy vir 'n paar dae gaan afsonder. Tuis ek het vergeet om dit te sê, dit kom nou op die Gees herinner my. Oorweeg dit om na Pinkster 21 dae van gebed te hou in die gemeente. So praat met my daaroor, mense hoef nie die gemeente toe te kom self nie, maar ons kan dit doen deur WhatsApp, ons kan dit doen by hulle huise. Dit is net 'n gedagte wat nou by my opgekom het. Want ons moet dit wat die Here in hierdie week kom deponeer het in harte, moet ons nou ons moet deurbid, dat die Gees dit kan waarmaak in ons lewe. Okay, vra vir die Here, wat moet jy prakties doen om op hom te wag, sodat jy sy stem beter kan hoor. Sodat jou gedagtes nie dwaal nie. So vra net vir die Here, jy dink aan niks nie, vra net vir die Here. Miskien is daar 'n naam of 'n foto of 'n prentjie of 'n advertensie of 'n berig of teks of iets wat ek gesê het vanaand, miskien 'n illustrasie, miskien 'n storie, miskien 'n woord wat by jou opkom, en dan maak jy dit vas in jou hart. Sê, okay, Here, ek gaan dit doen. Want U wil my leer. U wil my leer. Here, ons wil bly wag op U. Ons wil bly wag op U. So praat nou met ons. So sal jy nou vir die Gees vra, as hy vir jou
As jy beleef, hy sê vir jou iets. 'n Woord van versterking of bemoediging, dan sê jy dit vir die persoon langs jou. Dit wat ons gisterand gepraat het, ons noem dit 'n woord van profesie of 'n profetiese woord of 'n bemoedigende woord. So vra vir die Here, is daar iets wat hy vir die ou langs jou wil sê? As jy vir iemand 'n woord wil gee langs jou, dan kan jy net so fluister, jy hoef nie hard te sê nie. So wat ons beleef het, wat sy beleef het, is ons, dit sluit my in, ons baie versigtig wees vir geestelike hoogmoed. So Here, namens u kinders, kom staan ek nou voor u, en ek kom sê, ek is jammer. Ek is jammer as ons baie keer dink, ons is beter as ander. Jammer dat ons dink, ons weet meer geestelik as ander. Selfs dat ons dink, ons is meer betrokke as ander, ons vra dat u ons sal vergewe. U sê, die wat hulle self verneder, sal verhoog word. Maar die wat hulle self verhoog, sal verneder word. En ons wil nou opstaan met boldness en sê, Here, dankie dat u ons wil gebruik in die koninkryk hier, en doen dit dinamies, terwyl ons hier nou hierdie saak neergelê het, ons het gehoor wat u kind sê, ons lê dit neer, maar ons staan op dinamies, met passie, om die koninkryk hier te bou, in Jesus naam.